dat hierdie 'n gewilde plek is, is onmiskenbaar so. Hoeveel keer was ek al hier gewees? En elke keer as ek terugkom, dan is dit eintlik dieselfde storie. Ons ou restaurant hier binne in Parys. Daardie absolute lus-of van atmosfeer, van tuin, van eet. Ek wil amper sê dat Ous is verteenwoordigend van die Vredefort koepel. Dit kan nie vir my eintlik veel anders nie. Dit bevat al die aspekte van die Vredefort koepel van Parys, van die mooi, van die natuur, die skoonheid en dis net 'n bestemming. Vir jou wat nog nooit by Ous was nie. Jy kan definitief koepel toe kom, Parys toe kom spesifiek om Ous te kom besoek. Dit wat jy hier gaan ervaar is besonders. Dis uniek, dis spesiaal. Alles hier is net soos in perfek. Kom ek jou om en ek hoor klavier. En dan kom ek jou om en dan's waar alles begin het, waar Ous begin het, sommer hier reg voor my. Môre Willie. Hallo Sakie. Jessie, kry ek jou by ontvangs. Laat ek jou net gou bemagtig hier so, ekskuus. Ouens, kyk nou net hoe gelukkig is ons nou vanoggend om nou die ou te kry wat agter alles is. Willie, jy's agter alles. Ous. Ja, ek en Tommy. Jy en Tommy, ja. Dit ja. weet ons. Hoor die geluk net weer eens. Hierdie regtig pragtige plek hier in Parys is vir ons is dit 'n toonbeeld. Dit is vir ons iets baie besonders en ek dink die hele Parys stem saam. Tommy, hoe lank is Ous aan die gang? 21 jaar. Wanneer 21? Soos 'n dag en datum. 16de Julie. 16de Julie, dis 16de Julie was. so ons is nou op 21 jaar. Ja. Dis nou jou mondigwording. Letterlik. Waar het alles begin? Kan ons so afstap? Ja, kom ons stap. Waar het alles van Ous begin? Jy sit daar op die hoek van Kruis en Presidentstraat begin. Want dit was maar 'n kort rukkie gewees. En toe het die perseel opgekom, beskikbaar gekom. So ja, ons is al bietjie oor die 20 jaar hier. En op hierdie perseel. Ja. Nou hierdie tuin. Ek is net hierdie is 'n verskriklike mooi tuin. Waar was die tuin hier gewees? Het julle hom ontwikkel? Ja, dit was wel saaklik hier gewees. Ons het maar so 'n bietjie uitgebrei, maar die fondament was hier. Die groot bome en baie las. Hy was baie meer oorgroei gewees, maar dit was gelukkig was die fondament hier gewees. Want dit vat jare om so te kry. Nou wil die Ous, ek wil amper so ver gaan om te sê hy's nasionaal bekend. Ja, nogal. Hoe het julle dit reg gekry? Wat het dit gevat om daai status te kry? Daai populariteit, daai bekendheid van Ous. Hoe het julle dit bewerk? Ek dink die kliënte het maar gepraat. Ek dink dit was my word of mouth en ons kliënte het ons daar gestel. Dis tog die beste getuigskrif is die van jou kliënt. Ja. Ons het nog nooit werklik adverteer nie. Nog nooit nodig gehad nie. Nee, dit het maar gebeur. Ons het gelukkig stil oopgemaak destyds en van die begin af het dit maar redelik besig geraak. En net nog nooit opgehou nie. Die atmosfeer hierso by Ous. Dis iets wat julle bewerk, dis iets wat julle graag wil hê, die kunstigheid, die mooi. Dis iets wat in julle harte lê. Ja, en in rustigheid. Ja. Dis hoekom ons nog nie 'n kinderspeelterrein en goed ook het nie. Wil dit so 'n bietjie rustiger hê. My kinders is welkom, maar ek dink dit kan dalk 'n bietjie afbreek doen as jy nou regtig baie kinders raak en dit raak woelig. Ja. Ja, die kalmte en die rustigheid, hier so baie mense, maar met daai musiek, die klavier aan die agtergrond, die rustige, kalme atmosfeer, die rivier daar agter. Ouens, hierdie is net 'n eenvoudige, pragtige plek. En Willie, nog eens, ek dink namens die gemeenskap, baie dankie vir wat julle vir ons in Parys kon vestig het, 21 jaar later. Ons kan net vir die kliënte sê en ons Parys kliënte, ons Parys mense het ons saam met hulle families en hulle vriende, dis maar waar dit begin het. En hier staan ons vandag. Ondersteun het en
gepraat het en hulle bring hulle nog steeds. Dit is ongelooflik. Ons is baie dankbaar. Ons is almal dankbaar om hier binne in die Vredefort koepel te wees, binne in Parys. En ons is regtig dankbaar vir 'n plek soos Ous en vir julle twee. Dankie Willie. Dankie Sakkie.